Afrikaner stokvel. Dit is een van die projekte wat ons loods en dis in een van ons vorige video's gewees. So jy kan op die webtuiste gaan kyk, www.afrikaner.site. So dis nie jou gewone.co.za nie, is .site. En jy kan gaan lees meer oor die Afrikaner stokvel, wat 'n meganisme is wat ons gaan gebruik om die parallelle ekonomie komponent te bewerkstellig. So dit is 'n pool van white monopoly capital. En ek weet baie mense het eenvoudig net nie noodwendig eers toegang tot white monopoly capital nie en besit nie noodwendig eiendom nie. Hierdie is 'n algemene stokvel. Dit gaan oor tyd ontwikkel en uitbrei na ek dink 'n baie omvattende platform. So ons gaan wat baie van die swart volk gebruik as 'n besparingsmeganisme, gaan ons soos wat ons maar doen, dit na 'n volgende vlak toe vat. So eerstens gaan teken op as jy belangstel, daar's verskillende bedrae wat jy kan bydra tot die stokvel. En die oogmerk is juis om bedingingsmag te sentraliseer tussen 'n Afrikaner gemeenskap en die lede van so 'n gemeenskap, sodat ons daai bedingingsmag kan gebruik in die aanlyn winkel op afrikaner.site, sodat ons beter pryse kan kry. Natuurlik, die oogmerk van die winkel is om dit so naby as moontlik teen die koste van lewering produkte te gee op 'n online shop, op 'n aanlyn winkel, e-commerce 'n manier om produkte te kry by mense teen so laag as moontlike koste. So is natuurlik net die koste van die verkryging, die distribusie en die administrasievloei vir die platform, en dan ook natuurlik om die Afrikaner site platform winkel en al sy komponente te ondersteun. Daai stokvel gaan nie nou 'n beleggingsstokvel wees nie, maar hopelik in die toekoms kan dit wees. Daar's sekere regulasies en vereistes wat mens net moet nakom natuurlik as jy 'n stokvel bedryf en veral wanneer dit kom by beleggings, maar éventueel sal mens graag wil gaan en ook so 'n stokvel gebruik in verskeie maniere. So lede van daai stokvel of die Afrikaner site kan dit dan gebruik met krediete op die aanlyn winkel om bekostigbare goede te kry en dan of om te doen met 'n gewone stokvel doen in terme van besparing en dan later in die toekoms, soos ek sê, moontlik kyk na om te belê in ander Afrikaner besighede of ander Afrikaner inisiatiewe. Maar daai is 'n volgende vlak. So vir nou, ons wil kyk na die belangstelling. So ons aanvaar nie enige gelde op die stokvel vir nou nie. Dit is net 'n opsie om aan te teken, sodat ons kan kyk wat is die struktuur wat ons moet implementeer. Daar's 'n vereiste vir enige maandelikse stokvel totale lidmaatskap bydra van meer as R100,000 om by die Nasionale Stokvel Assosiasie te gaan registreer, wat tipies nou net natuurlik swart stokvelle is in die groot meerderheid. So dit is die enigste verpligting eintlik werklik daar, as jy dit bedryf soos 'n normale stokvel. En ek dink ook buite net die stokvel komponent is die vorming van hierdie parallelle ekonomie, waar ons as Afrikaans sprekende Afrikaners van die boerevolk en die regte Afrikaans sprekende agtergrond, ons kultuur en ons as Afrikaners wil probeer bewaar en tussen mekaar handel. En volgens artikel 18 van die grondwet het jy die vryheid tot assosiasie. Met ander woorde, ons kan as medelede van dieselfde kultuur en dieselfde taal onsself organiseer en assosieer en ons bates of ons bedingingsmag of ons finansiële toestelle wat ons het, die tools wat ons het, aanwend tot onsself. So dit is 100% grondwetlik. Natuurlik, soos ek sê, daar is sekere regulasies, daar is sekere vereistes wat mense dan moet voldoen. Ons is nie as die Afrikaner site en die Afrikaner netwerk tegnologie finansiële diensverskaffer nie. Ons probeer mense bymekaar kry. Ons probeer hulpbronne bymekaar kry. Ons probeer kyk hoe ons besighede kan ondersteun. Daar was 'n oorvloed van aansoeke op die broeikas. So om eerlik te wees, ons sukkel 'n bietjie om by almal uit te kom. Daar's, soos ek gesê het in 'n vorige video, fantastiese idees.
Baie van hulle val nie noodwendig in die tegnologie, spesifieke innoverende nuwe besighede wat groot impak kan maak in die tegnologie wêreld nie, vir die verskillende sektore wat ons geïdentifiseer het nie. Maar met daai oorvloed van aansoeke was daar 'n klomp besighede wat klaar bestaan en kleiner besighede, kleiner handelaars, wat ons ook sal graag wil ondersteun. En dit is nie noodwendig direk met 'n finansiering nie. Dit kan dalk wees met hulpbronne, met netwerk, soos wat die Afrikaner.site of die Afrikaner platform wat ons bou as 'n digitale platform mekaar kan ondersteun. So ons is besig om ook dan te kyk na 'n manier om jou besigheid te lys, sodat jy as 'n eenman saak of 'n een-vrou saak jou besigheid bietjie meer blootstelling kan kry tussen Afrikaners, meer kliënte kan kry, sodat Afrikaans sprekende Afrikaners jou kan ondersteun in jou klein besigheid, en so verryk ons mekaar. Dit is waar dit gaan nie. So hierdie is die uitgangspunt van Afrikaners site is nie om winste te gaan maak of buitensporig nie. Dit is om wel inkomste te maak sodat die platform sy werk kan verrig in die verskillende fasette waarvan dit bestaan. So dit is van jou broodkas af, reg deur jou stokvel, jou winkel, werksgeleenthede. Ons gaan daai geleentheidsgids half bysit waar jy jou besigheid kan adverteer of lys. Daar sal bykomende komponente wees natuurlik. Ons is baie hard aan die werk met die kunsmatige intelligensie en die formasie van 'n groot netwerk gaan 'n sleutel wees in die kunsmatige intelligensie agent wat ons bou. Onder die kunsmatige intelligensie sal klomp ander silo's ook. Ek dink wat verskriklik innoverend is, maar dit gaan 'n bietjie tyd vat om al daai goedes reg te ontwikkel, die regte rolspelers te kry, die regte kenners te kry, kundiges wat daai spesifieke goedes bedryf. En soos wat die gemeenskap groei, so kom daar interessante mense en interessante besighede na die party toe. Jy weet, veteran besigheidsmanne en vrouens, ouens wat al groot besighede bedryf het, dalk al afgetree het, mense met fenominale planne, ander opinies en insette oor hoe ons as Afrikaners onsself digitaal kan laat organiseer, en hoe belangrik dit is. Natuurlik is daar altyd 'n fisiese komponent. Maar ja, gaan kyk op Afrikaner.site. Die stokvelskakel is daar op die voorblad en is in die menu. Daar in die heel onderkant daar's 'n verduideliking, en heel onderkant kan jy kies wat se tipe bydrae jy sou dalk wou belangstel in om te gee, sou ons dit nou formeel heeltemal loods en wanneer ons dit loods, sodat ons net daai indikasie kan kry van wat die regulatoriese impak gaan wees, waar ons moet registreer, hoe ons dit gaan bedryf, en hoe ons vir al die lede wat dan natuurlik bydraes gee, deursigtigheid gee, om te kan sien wat aangaan en so 'n proses. So natuurlik weer eens, ons wil die stokvel ding na 'n volgende vlak toe vat, om nie net gebruik soos wat die tradisionele swart mense eintlik dit mag gebruik in Suid-Afrika, nie statisties gesproke natuurlik. So ja, gaan teken op as jy belangstel, deel asseblief weer eens, om 'n organisasie te bou wat kyk na Afrikaans sprekende Afrikaners, die boerevolk, nageslag van die boerevolk wat baie van ons is, al bly van ons nou stedelik, settlers van waar ook al ons al almal verskillend afgekom het, wat 'n hele paar plekke is oor tyd. Gaan deel met jou mense, deel met jou vriende, deel met jou familie, comment op die video. Share it, like it. Hoe groter ons die gemeenskap kry, hoe vinniger kan ons al ons goed gedoen kry, hoe meer kundiges kan ons inkry, hoe groter bou ons hierdie parallelle ekonomie, hoe meer bedingingsmag kry ons, hoe meer kan ons na onsself kyk. Maar hierdie is 'n gemeenskapsding. Dit help nie ons is net 'n handjie vol mense wat probeer om te kyk na die toekoms van ons kinders en onsself nie. Hierdie is 'n gemeenskapsding. Dit is nie 'n organisasie daar buite wat doen wat hulle doen en dan sien jy net die terugvoer op Facebook nie. Nee, ons moet begin saamwerk. So jou deel is, gee jou aandag, gee jou netwerk, share dit, deel dit.